Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Jy is by gebedsarende, waar ek jou moet leer hoe om effektief te bid, hoe om te bid en resultate te sien, selfs binne 24 uur. En dan kyk Christene my baie verbaas aan, want hierdie is die ding wat my verstom. Bid is die heel belangrikste ding wat jy kan doen. Bid en die Here se woord, om die Here se woord te memoriseer en die Here se woord te bid, is die heel belangrikste ding wat jy kan doen en moet doen. En dan verstom dit my, dat die kerk ons eintlik nooit geleer het om te bid nie. Asof hulle maar aanvaar, as jy gered is, dan moet jy kan bid. Maar die disippels van die Here Jesus is my voorbeeld. Hulle het alles gelos om die Here te volg. Hulle lewe saam met hom. Hulle is elke dag saam met hom. Hulle hoor hom preek. Hulle sien hom wonderwerke doen. Maar dan kom hulle in Lukas 11, want in Lukas 11 vers 1 kom Jesus van die berg af waar hy gebid het. En hulle het nou al agtergekom, as hy bid, en hy het een kant gegaan en gebid, en hy het hom teruggetrek in eensame plek en gebid, en hy kom daar uit, is daar krag wat manifesteer. Manifesteer wonderwerke, en verander mense se lewens. En hulle het besef, dis die een ding wat hulle nie het nie. Al het hulle alles gevolg en gelos om die Here te volg, is dit die een ding wat hulle nie het nie. En hulle kom in Lukas 11 vers 1 na Jesus toe, hulle vra hom, Here, leer ons bid. Dis 'n verstommende versoek. Leer ons bid. Nou, lees ons in Jakobus 4, julle het nie omdat julle nie bid nie, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. So dis die twee goed wat my gearresteer het oor gebed. Want jy weet, as ons 'n gebedstyd uitroep, ons het vanaand 'n spesiale bid hier, dan is daar dalk 10 of 15 of 20. Maar as ons die een of ander kunstenaar daar het, dan is die kerk stampvol. Want mense kan nie bid nie. Om te sê jy's 'n kind van die Here beteken nie outomaties dat jy kan bid nie. En Lukas 11 vers 1 leer dit vir ons. En Jakobus 4 leer dit vir ons. Hy sê, jy kan bid en jy ontvang nie, want jy bid verkeerd. Is dit nie 'n verstommende uitspraak nie? Julle het nie omdat julle nie bid nie, vra nie, en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. So as daar 'n verkeerd bid is, wat nie resultate het nie, en nie effektief is nie, dan is daar mos 'n reg bid. En dis waar my reis met die Here begin het. Want die Here moes my, wat toe 'n pastoor is en in 'n gemeente staan en self bid, leer hoe om effektief te bid. Dis die reis waarop ek is, en dis die opdrag wat ek by die Here gekry het, om sy kinders toe te rus om effektief te bid. Ek is seker, baie kinders van die Here het al moedeloos geword, want dink, gebed werk nie regtig nie, of dis maar 'n wishful thinking ding, en ons is nie regtig toegerus nie, en ons weet nie eintlik, as ek vir jou vra, bid hier, ja, weer, in die tuin van Getsemane, kon die disippels nie 1 uur saam met hom waak nie, nee, hulle kon nie 1 uur saam met hom waak nie, en kom ek sê jou wat, die meeste kinders van die Here kan nie 1 uur lank bid nie. 5 minute, 10 minute, 15 minute, dan weet hulle nie meer wat om verder te bid nie. Maar as jy weet hoe, dan is dit baie maklik, en dan gaan 'n uur eintlik baie vinnig verby. So, my opdrag is, ek moet jou leer om effektief te bid. En ons gaan dit by elke program doen, en omdat ek weet, jy kan nie alles inneem nie, en 'n mens hoor iets, en het vang jou vas, en jy dink, wow, en dan as jy weer by my is, dan is ek al 5 sinne verder, of 10 sinne verder, en dan het jy ietsie gemis. Dis waarom die Here my opdrag gegee het, om wat hy met my gedeel het oor effektiewe gebed, in boekvorm om te sit, om dit te skryf. En hierdie boeke is dan beskikbaar op ons webwerf,
of jy kan dit by ons bestel by die e-pos adres wat jy op die skerm gaan sien, arendegebed@gmail.com, of jy gaan na www.prayerevangelist.com en jy gaan na die groeiwinkel toe. Jy gaan al ons boeke daar kry en ook waaroor elke boek gaan en wat die beskrywing van elke boek is. So, ek gaan elke week probeer om een aspek uit te haal, wel, ons gaan al 'n paar weke stilstaan by een aspek van effektiewe gebed, en dan gaan ek jou ook vertel uit watter boek kom dit as jy belangstel om dit in die hande te kry. So, wat my 'n paar jaar terug swaar getref het, is ek lees in die koerant van 'n baie suksesvolle plaasboer, jong plaasboer, wingerdboer in Stellenbosch, wat in sy kantoor met al die veiligheidstoerusting en veiligheidshekke en hoë drade is hy in sy kantoor vermoor. Iets in sy vroeë 30's as ek reg kan onthou. En ek onthou dat ek 'n koerantartikel gelees het wat die joernalis met sy vrou gevoer het, en die vrou het gesê hulle is kinders van die Here, en sy het vir 'n paar weke hierdie droom gehad van iets erg wat gebeur met haar man, maar sy het nie geweet wat om daarmee te maak nie. En 'n paar weke later is sy vermoor, en daai het my soos 'n voorhamer teen die kop getref. Hoekom het sy nie geweet wat om met daai waarskuwing te maak wat die Here haar gegee het in 'n droom nie? Want drome is baie belangrik. Ons gaan nog gesels oor drome en hoe om drome te interpreteer en hoe om 'n wakker word gebed te bid wat drome kan hanteer. Ons gaan daaroor gesels. En daaroor het ek begin dink, kinders van die Here moet leer, hoe kan ek kanselleer wat in drome my gewaarsku voorword? Hoe kan ek afsny wat die duiwel teen my beplan nog voor dit gebeur? Hoe kan ek my huis veilig hou? Hoe kan ek my kinders veilig hou? So, dis waar die boek vandaan gekom het, beskerm jou huis. En dis die boek wat ek vandag 'n bietjie met jou oor gaan praat en uit gaan werk, en as jy beskerm jou huis wil hê, dan gaan jy na ons webwerf toe, of jy stuur vir my e-pos en sê, ek wil beskerm jou huis hê. En dit het begin by 'n skrif in Sagaria 2 vers 5, wat ek nog nooit gehoor het in 'n preek nie. Ek het Pinkster groot geword, ek het nog nooit gehoor iemand preek dit nie, of iemand sê dit nie. Om die waarheid te sê, ek is 'n kompulsiewe leser, en ek het dit nog nooit eers in 'n boek gelees nie. Sagaria 2 vers 5 sê, ek sal, die Here praat, 'n muur van vuur om jou wees. Wow! Ek weet nie of jy al 'n geweldige vuur gesien het nie, is ondeurdringbaar. By 'n geweldige vuur kan jy nie eens naby kom nie. Die Here sê in Sagaria 2 vers 5, en hy praat van Jerusalem, en Jerusalem is 'n plek. So, hy praat van my plek ook, hy praat van my huis ook. Dis hoe jy die woord van die Here krag, maar kom ek sê jou wat, jy maak die woord van die Here 'n wapen as jy hom persoonlik maak en van toepassing maak op jou stukkie wêreld. Die woord van die Here is 'n praktiese handleiding. Dit is nie maar net om te lees nie, en dit is nie maar net vir daai tyd geskrywe nie. Dan verloor jy die krag en die impak daarvan, want dan word maar net 'n geskiedenisboek. Die woord van die Here is 'n magtige wapen wat die Here in jou hand gegee het. Jy moet hom persoonlik maak. So, die Here sê, ek sal 'n muur van vuur om jou huis wees. Sagaria 2 vers 5. En dis waar die hele reis begin het. So, kom ons praat 'n bietjie vanmôre, vanmiddag, vanaand, wanneer jy ook al hierdie program kyk, oor die sleutels vir effektiewe gebed. Wees nugter, sê 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Jare gelede was daar 'n fliek wat gegaan het oor 2 mensvreter leeu's. Die Britte het 'n treinbrug gebou oor 'n rivier in Kenia. Maar die projek is ernstig en tragies belemmer deur herhaaldelike aanvalle van 2 mensvreter leeu's. In die nag het hulle die kamp ingekom en mense uit hulle tente gehaal, aangeval en doodgemaak.
So uiteindelik is die projek gestaak. Want niks wat hulle gedoen het, kon die leeu's afskrik nie, niks het gewerk om hierdie bose aanvalle te keer nie. Hulle moes uiteindelik die hele projek staak, hulle moes die kamp ontruim, hulle moes professionele jagters inkry om die leeu's dood te maak, na 6 maande waarin 135 mense dood is. Ek huil oor 'n mensvreter leeu wat in huise inkom en huwelike verskeur. Soos wat 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê. Ek huil oor mensvreter leeu's wat tieners verskeur. Wat families verskeur. Wat sal gebeur as jy oor die nuus hoor of op Facebook lees, 'n mensvreter leeu is los in jou omgewing? Daar sal helikopters rondvlieg en professionele jagters sal ingebring word in spoorsners en hulle sal vir jou sê, bly in jou huis, moenie uit jou huis uitgaan nie. Ons sal seker maak ons huismense is veilig. En ons sal seker maak hulle bly veilig totdat die moordenaars dood is. Ons hekke en ons deure sal toe wees. Ons sal op high alert wees. Ons sal kyk vir elke verdagte beweging. Wel, 1 Petrus 1 vers 5 en 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Daar is iemand onmeetbaar gevaarliker en dodeliker as 'n mensvreter leeu los in jou omgewing, dalk in jou werksplek, in die skool waarin jou kinders is. Hoekom sal ons hierdie mensvreter ignoreer? Hoekom sal ons nie waaksaam wees nie? Hoekom sal ons nie paraat wees nie? Hoekom sal ons nie gewapen wees nie? Mense is bang, hulle is gewond, mense roep uit vir hulp. Hierdie mensvreter leeu waarvan Petrus praat, is op 'n mission om dood te maak, hoor jy my? Nie om seer te maak nie, om dood te maak, en nie drome en hoop dood te maak nie, maar selfs fisies dood te maak, ongelukke, voortydige dood. Verstaan jy dat daar 'n bose mag is wat genoem word voortydige dood? En verstaan jy dat jou adres op sy agenda is en dat jy hom kan keer voordat hy by jou huis uitkom? Hoe los ons dan sommer ons deure oop? Die deure van ons huwelike, die deure na ons huise. Hoekom keer ons nie wat daar inkom en wat ons in ons huise doen nie? Hoe kan ons nie op high alert wees nie? So, die Bybel sê, om te kyk wie hy kan verslind. Dit beteken, hy kan nie sommer net doodmaak nie. Hoor jy daai? Hy kan nie sommer net nie. Hy kyk wie. Wie is ongewapen? Wie is nie beskerm nie? Wie is nie op high alert nie? Hy kan nie sommer net enige iemand doodmaak wat reeds paraat is nie. So daar is mense wat hy weet, hy niks mee sal kan uitrig nie. Hy kan nie naby hulle kom nie. Dink aan wat hy gesê het van Job. Ek kan nie by hom uitkom nie. Hy's rondom beskut. Daar's daai muur van vuur weer. Mense wat buite sy bereik is. Psalm 91 praat van the secret place of the Most High. Johannes 15 praat van as ons in hom bly en sy woord in ons. Hy praat van daar is jy veilig. Die duiwel kan jou nie daar kry nie. So die Bybel noem hom die duiwel, letterlik beteken dit die aanklaer, die beskuldiger. So voor hy kan aanval, moet hy eers 'n skuldig bevinding kry, anders kan hy niks doen nie. So hy soek 'n saak teen jou. Wat jy gedoen het, wat jy gesê het, wat jy in jou hart ronddra, wat hy kan gebruik om jou skuldig te bevind, sodat hy kan doodmaak. Dink hieroor, dink ernstig hieroor, ondersoek jou hart. David sê in een van sy Psalm 139 vers 23, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Dit is so belangrik dat jou hart skoon moet wees, want daai is openinge. Jou hart moet bewaak word, die goed waaroor jy dink, die goed wat jy in jou hart bewaar, trauma wat jy in jou hart bewaar, onvergewensgesindheid, ek kan net nie die of daai vergewe vir wat aan my gedoen is nie. Dis die goed wat jy moet uit die pad uitkry, goed wat jy moet bely en laat staan, is goed wat jy uit die pad uit moet kry, want dis die goed wat die vyand teen jou gaan gebruik. Verder noem die Bybel hom 'n brullende leeu. Hy werk op vrees. Hy werk op paniek. Vrees laat 'n mens verkeerde besluite neem.
paniekerige besluite sit jou op 'n verkeerde pad. Hy wil hê jy moet weet, hy kom vir jou. Dis hoekom 'n leeu brul. En as jy nie in die beskerming van die Here is nie, daai Psalm 91 vers 1, secret place of the Most High nie, het jy rede om bang te wees. Kyk na die stikkende lewens om jou. Baie bang te wees oor die werke van die vyand. So, wat moet ons doen? 1 sê hy, wees nugter. Moenie bedwelm wees nie. Moenie dat iets of iemand jou bedwelm nie. Moenie op plekke kom en in situasies kom waar jy bedwelm kan word nie. 2 sê hy, wees waaksaam. High alert, wees wakker, nie aan die slaap nie. Moenie aan die slaap wees oor jou lewe nie, oor jou huwelik en oor jou kinders nie. Weet jy wat op jou tiener se selfoon aangaan? Weet jy wat op jou huweliksmaat se selfoon aangaan? Ja. Jou maat kan sê, moenie my vertrou nie, dan moet jy juis versigtig wees. Moenie 'n dwaas wees nie. Die duiwel se grootste wapen is misleiding. Subtiele aanvalle, bedekte lokvalle, waar jy dit die minste verwag. Iemand sê, the devil knows how to spring a trap on a righteous man 40 years after that man thinks it is safe. Hoor jy my? So van daardie gevaarlike aanlokvalle is trots en bitterheid en kritiek en mismoedigheid en welis en verdeeldheid en geestelike luiheid. En dan sê vers 9, weerstaan die duiwel. Veg terug deur te staan in jou geloof. Geloof in wie Jesus is en wat hy vir jou kom doen het. Geloof wat jy in Jesus kan doen deur die krag wat daar in sy bloed is. Jy gee net nie in nie en jy gee net nie op nie en jy gaan nie kompromie aan nie en jy retireer nie. As die aanval kom, verklaar jy die woord hardop. Bid jy die woord aggressief. Maak jy die woord persoonlik. Dis baie belangrik, die woord moet in jou mond wees. Jy moet hom aggressief hardop verklaar. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. So, die duiwel soek nie weerstand nie, hy is eintlik 'n lafaard nie, hy soek 'n maklike prooi. Kry die Here in jou huis, in jou lewe. Hy is die een wat nie die mensvreter leeu probeer afskrik nie, hy vernietig hom, sodat jy kan klaarmaak wat die Here vir jou het, die plan van die Here vir jou lewe, sodat die brug klaargemaak kan word, wat jou vat van waar jy nou is, na waar die Here jou wil hê. Die werk staan dalk al te lank, omdat jy bang is, omdat daar allerlei vertragings is. Dis tyd dat die brug klaar kom. So, ons praat oor, hoe kan ek hierdie 4 sirkel om my huis aktiveer? Hoe kan ek hierdie beskerming van die Here in my huis aktiveer? Om vir iemand anders te bid beteken, dis om intersessie te doen. Intersessie beteken om namens iemand voor die troon van die Here te staan. En vir my is die Hebreëse woord baie mooi. Die Hebreëse woord vir intersessie is paga. En hierdie woord kom 46 keer in die Ou Testament voor. Net in Josua 19, een hoofstuk, kom hierdie woord 5 keer voor. So, op die oog af lyk Josua 19 na 'n baie vervelige hoofstuk om te lees, maar dis dalk die hoofstuk in die Bybel oor intersessie en ek wonder of jy dit al ooit so gelees het. As ek nou vir jou kan huiswerk gee na vandag se program, vra ek jou, gaan lees Josua 19. En kyk wat leer Josua 19 jou oor intersessie om vir iemand in te tree. Dis jou kinders, jou huweliksmaat, jou vriende, jou familie. Dis die hoofstuk. Kan jy daai 5 goed identifiseer waar hy praat oor intersessie? So, paga beteken om in te staan vir iemand, om namens iemand te praat, om aan te val, om te strek tot by, of om uit te brei. Dis 'n verstommende woord. As jy verstaan, wanneer jy vir iemand bid, jy kan ook intersessie doen oor 'n situasie, né? Maar veral vir iemand bid, beteken dit, ek praat namens iemand, ek loods 'n aanval op die vyand namens iemand, ek strek tot by, ek raak aan iemand, of om uit te brei. In Josua 19 word grense vasgestel. En daardie grense verteenwoordig wat die Here vir sy mense wou hê.
Hulle moes nou in besit neem wat die Here vir hulle beloof het. Ek wil nou vir jou sê, ek weet nie presies wanneer hierdie program uitgesaai word nie, maar ek dink dit gaan ook nog voor die einde van die jaar wees. Jy kan nog terugvat wat die duiwel hierdie jaar by jou gesteel het. Jy kan terugvat wat die Here vir jou beloof het, maar daar is een of ander vertraging gewees. Die Here het vir die volk van die Here gesê wat hulle erfporsie is. Die woord van die Here verklaar wat jou erfporsie is, om byvoorbeeld om die kop te wees en nie die stert nie, om meer as 'n oorwinnaar te wees. Die woord verklaar dit, maar dan moes hulle gaan veg om dit 'n realiteit te maak, en dis net daar waar die meeste kinders van die Here dit mis. Hulle moes gaan veg om dit wat die Here vir hulle beloof het, hulle erfporsie te maak. So, sien jy wat intersessie is en wat dit is om vir jou kinders en jou kleinkinders te bid, vir jou vriende, vir jou ouers, vir jou broer, vir jou suster. Intersessie beteken om in 'n oorlog in te gaan deur gebed, sodat elke plan en doel wat die Here vir jou kinders het, vir jou huwelik het, vir jou familie het, in vervulling sal gaan. Jong, al kry jy hierdie boek net vir hierdie stukkie oor Pagga, wat ek amper doodseker is jy nog nooit gehoor het nie en nog nooit oor geleer is nie. Bid vir jou kinders, maar weet jy wat dit beteken? Bid vir jou huweliksmaat, bid vir jou huwelik. Maar weet jy wat dit beteken? Bid vir jou werksplek, maar weet jy wat dit beteken om in te staan namens jou werksplek, vir die buurt waarin jy bly, vir die dorp waarin jy bly? Weet jy wat dit beteken om in 'n oorlog te gaan deur gebed, sodat elke plan en doel wat die Here vir jou kinders het, vir jou omstandighede het, in vervulling sal gaan? Dat jou kinders in geloof en in 'n persoonlike verhouding met die Here sal groei, totdat hulle alles in besit geneem het wat die Here vir hulle beloof het. Die heel beste wat die Here vir hulle beplan het. So, dis die grense waar binne ons bid. Vreesloos, gedetermineerde oorlogsgebede. En in hierdie boek gee ek jou voorbeelde van hoe lyk 'n oorlogsgebed. Wat beteken dit om vreesloos en gedetermineerd te bid? En my hart breek dat ons dit eintlik nooit geleer is nie. En ek wil weer vir jou sê, ek bied op 'n Saterdagoggend van 9 tot 12 'n herlaai gebedsopleiding aan. As julle 'n paar bidders is in 'n dorp, in 'n gemeente, wat voel, hierdie het julle nodig om te hoor, gratis. Ek kan nie nalat om dit te sê nie, gratis. Ek kom omdat die Here my 'n opdrag gegee het en die Here sal voorsien. So ek vra nie geld om te kom nie, anders voel mense, ja, maar ons kan jy nou nie bekostig nie, en nou dan kan ons hierdie mis. Jy kan nie hierdie mis nie, jy kan nie hierdie mis nie. Ons mense kan nie hierdie mis in die uur waarin ons lewe nie, die gevaarlike wêreld waarin ons lewe nie. Jy moet nou leer hoe om vreesloos te bid, hoe om gedetermineerd te bid, en hoe om oorlogsgebede te bid, en die resultaat is, jou kinders, jou huweliksmaat sal vry wees om alles te word wat hulle vra of droom en nog meer, en hulle sal hulle volle potensiaal bereik. Daarom kan intersessie jou kinders se destiny definieer, hulle erfporsie definieer. Jesaja 46 vers 9 tot vers 11. Ek is God en daar is geen ander nie. Ek is God en niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gebeur nog voor dit gebeur. Wat ek besluit het, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. Wat ek gesê het, sal ek laat gebeur. Wat ek beplan, sal ek doen. Dis die Here se woord. Ek kan nie genoeg beklemtoon. Hierdie het ek by die Here gekry. Hierdie is nie sommer maar net 'n boek nie. Hierdie kom uit die openbarings wat die Here my gegee het hieroor, en ek wil jou vra, as jy meer wil weet, dan gaan jy na www.prayerevangelist.com of jy stuur my e-pos na arendegebed@gmail.com oor beskerm jou huis. En as jy 'n datum wil boek vir volgende jaar op 'n Saterdagoggend, sal jy baie gou moet maak. Stuur vir my 'n e-pos, en as jy kan, verkieslik 3 datums dat ons jou kan akkommodeer, want dit word baie vinnig vol. Op 'n Saterdagoggend van 9 tot 12 doen ons 'n herlaai gebed.
steek 'n nuwe vuur op jou gebedsaltaar aan die gang, as dit 'n groep bidders in 'n gemeente is, of as jy wil hê, ons moet bidders kom opwek in jou gemeente, dan is hierdie geleentheid vir jou. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. Dit is altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier, en mag jy in hierdie week die guns van die Here in jou binnekamer belewe. Die Here seën jou.